Vandag se boodskap is deel 9 van ons reeks oor die volle grootte Christus. En vandag se boodskap hoor jy nie sommer in die kerk nie. Abba Vader moet die verborgenhede aan jou openbaar maak, verligte oë van die verstand, om dit te verstaan. En dis wat God eintlik bedoel het in Genesis 1:26, toe hy gesê het, party vertaling sê, laat ons mense word, na ons beeld en ons gelykenis, as die openbaarmaking, God wat gees is, in vlees sigbaar, die verheerliking daarvan op die aarde. En nou kan baie mense sê, Rudy, maar wie wil nou vir ewig op die aarde woon, kyk hoe lyk hierdie aarde, maar dis reeds die punt, alles wag reeds vir die verlossing van my en jou liggaam, alles wag reeds vir die openbaarmaking van hierdie seuns, om alles vry te maak, selfs die skepping. Met ander woorde, dit wat Adam vervloek het, is 'n afwagting vir die openbaarmaking van die verheerliking van seunskap, die verlossing van jou liggaam, sodat ook die skepping, sodat daardie kameeldoringboom vrygemaak kan word van verderwing. Want is ons eie skuld dat dit lyk soos dit lyk. En God gaan nie ingryp nie. God het klaar dit volbring. Hy het die autoriteit, hy het die mag. Laat ons mense word na ons beeld, ons gelykenis en laat hulle heers. Hy wag vir ons as heerskappy en die manifestasie van hierdie heerskappy mense is die verlossing van jou liggaam. As dit goed gaan met jou liggaam, die verlossing van my liggaam as onverganklik, geen siekte, geen spanning, geen stres, geen dood, is so nou in kontak, in kontras by die skepping, dat die skepping reageer. Is dit nie groot nie? Dit was God se plan van die begin af. Want God het nog nooit dood in gedagte gehad nie. En vandag gaan ons daarna kyk, waar Korintiërs sê, die sterflike moet deur lewe verslind word. Wat dit beteken. So kom ons begin. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 7. Ek gaan vir ons 'n lekker fondasie lê. 2 Korintiërs 5 vers 7. 2 Korintiërs 5 vers 7. Ek gaan vir ons 'n lekker fondasie lê. 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ek gaan 'n paar goed op die bord skryf. Ons wandel deur geloof. Wie se geloof? Die geloof van Christus. Ons wandel deur geloof. Die geloof van Christus en ons wandel nie deur aanskouing nie. Nou wat beteken dit om nie te wandel deur aanskouing? Dit beteken om nie te wandel in jou handel en jou wandel deur jou vyfsintig denke nie. Met ander woorde, dit wat uitwaarts is. Ek gaan nie skryf omstandighede, situasies. En om te wandel deur die geloof van Christus beteken ek en jy het die Christus denke. Ons ware identiteit. Wat eintlik die ware jy is. En die ware jy is nie gebore hier uit die wil van 'n man of uit vlees en bloed nie. Die ware jy was alreeds voor die grondlegging van die wêreld gebore uit God. Daarom wandel ons deur die geloof van Christus. Ons het verlede week gehoor in Christus ewige lewe. God se vermoë. Dit was alles God se vermoë. Maar nou onverganklikheid, die verheerliking waarvoor alles wag, is nou nie meer jy in Christus nie. Alles het hier nuut geword. Nuut beteken nie die wil van 'n man nie, nie vlees en bloed nie. Nuut beteken dis nie meer my vyfsintig denke nie, dis nie meer 'n aanskouing nie. Ek leef die ware as die Christus denke, my ware identiteit wie ek is. Christus geopenbaar
as onverganklik. Ek gaan sommer skryf onverganklik. Dit beteken nou dis nou in my vermoë. En dit beteken Christus in my. Christus in my. Nou Christus in my, en volgende Sondag gaan ek dit raak, Christus in my is nie 'n persoon nie. Christos beteken salwing. Beteken olie. Dit beteken in jou liggaam is daar 'n vermoë. Die wetenskaplikes het nou ontdek, maar hulle kan nie hulle vinger op dit sit nie, want dis 'n verborgenheid. Want dit werk so. Dit werk so. Hier is jy. Dit wat jou bewustheid is. Dit waarvan jy bewus is saad. En dit wat jy bedink, die saad, hierdie saad, kom, krykie, hierdie saad plant jy. Ons gebruik 'n ander teer. Hierdie saad plant jy. Ons maak so. Hierdie rooi wil jy lekker werk nie. Hierdie saad plant jy in jou hartbewustheid of jou siel. Jou saad bewus, Christus bewus is die manlik. Die man is die saaddraer. Jou hart, jou siel is die baarmoeder. Die vroulik. So alles wat jy bewus bedink, plant jy. En dit wat hier ontkiem as vrug, beklee jy jou mee. Dis hoe God dit gemaak het. Met ander woorde, mag dit met jou goed gaan in alles, soos wat in jou siel, jou vroulik, jou baarmoeder, vrug ontkiem as gevolg van die saad wat jy self plant, want dit waarmee jy jou beklee, sal bepaal, mag dit met jou goed gaan in alles, mag jou liggaam gesond wees, soos dit met jou, mag dit met jou goed gaan, soos wat dit met jou vrou gaan. Dis nogal 'n stelling. Ons word beklee vanuit. Ons word beklee vanuit. Dit wat in jou hart is, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar word, want uit jou eie hart kom die eie oorspronge en issues van jou eie lewe. Dis nie wat by die mens ingaan, voedsel, wat hom onrein maak. Dis eintlik wat by jou uitgaan, wat jou onrein maak. Onrein beteken, dit maak jou verganklik, vergaan, of dood, of onverganklik, verheerlik, Christus geopenbaar, geen dood. Is nou in jou vermoë. Dit gaan bepaal. Jou bewustheid. As dit Christus denke is, plant jy onverganklike woordsaad. As dit vyfsintuig denke is, plant jy verganklike, doodgaande saad. Verganklik beteken 'n doodgaan mentaliteit. Gaan praat bietjie met hulle. Almal maak gereed, as ons sterk is 70, baie sterk is 80 om dood te gaan. Gaan hulle dood omdat hulle moet doodgaan, of gaan hulle dood omdat hulle beklee met die dood? Verganklik, vergaan. Want dood, kyk gou wat sê Romeine 8. Kyk gou wat sê Romeine 8 vers 5. Want die wat vleeslik is, sê identiteit. Sê ek is maar net 'n mens.
Hy Rudy, ek is maar net 'n ou sondaar. Hey, as jy dit sê, wat dink jy? Vleeslik. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die wat geestelik is, geestelike dinge. Ek is nie maar net 'n mens nie, ek is 'n Godeseun. Ek is die openbaarmaking, God in vlees, Christus geopenbaar, verheerlik. Want wat die vlees bedink is die dood. Wat die gees bedink is lewe en vrede. Kyk op die bord. So wat is dood? Dood is 'n bewustheid, is 'n denke ding. Dood is 'n denke ding. Wat is lewe dan? Wat is vrede dan? Wat is Christus denke dan? Wat is die verheerliking van Christus in vlees onverganklik dan? 'n denke ding. Om net die vrou te bedien met lewe as 'n bewustheid. Christus denke, sodat daar 'n vrug ontstaan. En dis die vrug wat sal bepaal. Dis die vrug wat sal bepaal waarmee ek my beklee. Het sy verganklik of het sy onverganklik totdat ek 'n dimensie bereik waar die sterflike deur lewe verslind word. Dit beteken 35 triljoen selle in jou liggaam. Elke orgaan in jou liggaam gaan reageer en manifesteer lewe. Wat is tans die probleem van hierdie ouens? Die sterflike word deur die dood verslind. Hoekom is dit vir God belangrik? Ons is die vervulling van die woord. Onthou julle op die kruis, toe hy uitroep dit volbring, toe ons saam opgewek word met die ontdekking van hierdie geestelike waarheid, is ons die sigbaar word as die vervulling van die dood is verslind. Met ander woorde, hoe gaan die woord saad in vervulling gebring word? Die dood is verslind in 'n fisiese, hier sit hulle, in 'n fisiese vleesliggaam, verheerlik. Nou baie belangrik, wat beteken dit die geloof van Christus? Wat beteken die geloof van Christus? Kyk gou wat sê Galasiërs 2. Is dit nie fantasties die mense? Hierdie ouens berei jou voor vir die dood. Hier berei ons jou voor vir lewe. Wie kies lewe? God het voor hulle gehou. God het vir hulle gesê, ek hou die dood en lewe voor. Ek hou hemel en aarde voor. Kies lewe. God sê, ek het geen behaag nie dood van hom wat sterwe nie. Hoekom wil jy sterwe? O huis van Israel? Bekeer jou, draai jou tot my en kies lewe. Ek wys vandag vir jou hoe. Met ander woorde mense, dit wat in jou lewe aangaan, is dit wat hier besig is om te gebeur. Dis niemand anders se skuld nie. Al gee ons mekaar skuld, is jou eie skuld. Kyk wat sê Galasiërs 2. Hoor wat sê ou Paulus in Galasiërs 2. Hoor wat sê ou Paulus in Galasiërs 2, vers 20. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Wat bedoel hy? Toe hy sê, ek is met Christus gekruisig. Hy het altyd gesê, my 5 sintuig denke, is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Maar al wat nou in my leef, is die Christus denke, waaruit ek leef, as die geloof van hierdie Christus. Nou wat beteken dit, ek leef die geloof van Christus? Hier kom dit. Kyk gou wat sê 1 Johannes 4. Ek moet gou dit vir jou wys. Wat beteken dit, ek leef die geloof van Christus? 1 Johannes 4, vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons in die wêreld. Met ander woorde, wat beteken dit, ek leef die geloof van Christus? Dit beteken, soos hy is, soos ek in hierdie wêreld. Daarom, ons is van mening, toe een sterf, het almal gesterf. Ons is van mening, toe een opgewek word, is almal opgewek. Sê vir my, hoe is hy opgewek? Verheerlik, onverganklik. So, hoe is jy opgewek? Verheerlik, onverganklik. Hoekom sien jy dit nie? Jy sien dit nie, want die Christus denke plant nie
die Christus saad in die vroulike, sodat uit die vrou 'n geboorte kan plaasvind, 'n swangerskap geopenbaar kan word as die verheerlikte Christus. Daar's nog steeds te veel verdeelde saad. Dis die rede. Want dis in jou vermoë. Sê vir my, hy is mos die woord wat vlees geword het. Kyk gou wat sê Johannes 1:14 oor dit. Ek wil gou dit vir jou wys. Johannes 1:14. Johannes 1:14 sê, en die woord het vlees geword, het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Sê heerlikheid. 'n Heerlikheid soos van 'n eniggeborene van die Vader, vol van genade en waarheid. Sê soos 'n eniggeborene. Met ander woorde, waar was hy as eniggeborene met die opstanding? Toe is ons almal saam met hom gebore. Hy die hoof, kyk gou mooi, hy die hoof, die Christus hoof, Christus denke, ons die liggaam, ons die vrou, sodat in ons 'n geboorte kan manifesteer, 'n bevrugting kan plaasvind as 'n verheerliking in die vlees, dat almal kan sien, die woord het vlees geword. Sê saam met my daarom. Kyk wat sê 1 Petrus 1:23. Sê weer daarom. Wow, hoor nou, wat sê 1 Petrus 1:23? Wat beteken dit om te leef volgens die geloof van Christus? Dit beteken, soos wat hy is, soos ek in hierdie wêreld. Dit gaan afhang, leef ek uit my 5 sintuig denke, of leef ek my identiteit as die Christus manifestasie? Want dit plant, dit plant, dit plant. In Petrus 1:23. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie. Kyk op die bord. God moes jou pa en jou ma gebruik om jy te kry. Dat jy moes uitkom by die volle manifestasie van wie jy eintlik is. Om te besef, jy is eintlik gebore uit die verganklike spermsaad van 'n vleesman nie. Jy is eintlik gebore uit die spermsaad van God, wat ewigheid is, as die woord saad. Daarom is jy nie wedergebore uit verganklike saad nie, my vriend. Jy is wedergebore uit onverganklike saad, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Nou kan ek jou maar ietsie vra, as jy wedergebore is uit onverganklike woordsaad, watter vrug moet dan manifesteer? Onverganklike vrug. Hoekom sien ons dit nie? Ons sien dit nie, ons het verlede week gehoor, ons kan nie meer dit net glo nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Hy wat heerlikheid eer, onverganklikheid soek, die ewige lewe. Met ander woorde, die Christus denke, plant onverganklike woordsaad, sodat daar een of ander tyd 'n vrug moet uitkom as onverganklike vrug. Ons sien dit nie, want ons plant nog. Ons leef nog. In ons denke bewustheid het ons nog die mentaliteit. Spanning, stres, bekommernis. Hoe verskriklik. En wie ly skade? Vleesliggaam. Hoor julle vanoggend? Ek en jy het 'n verantwoordelikheid deur te plant in situasies, omstandighede. Hy wat die geestes vermoë besit deur die gewoonte geoefen. Net jy kan. Dit hang van jou af. Dit hang van jou af. Dit hang van my af. Kyk wat sê Johannes 10:17. Hier's 'n grootte. Sê vir die ou langs jou, hier's 'n grootte. Johannes 10:17. Jesus sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit vir my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om my lewe af te lê, ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van die Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig, want luister na julle hom. Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besete nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. Wat beteken dit? Niemand kon Jesus doodmaak nie. Hy moes self sy lewe neerlê. Hy het die mag om self sy lewe op te neem. Sê gou vir my.
As ek en jy leef, die Christus denke, as die geloof van Christus, soos wat hy is ek in hierdie wêreld, sê vir my, wie maak jou dood? Wie maak jou dood? Wie bepaal jou dood? Wie bepaal jou lewe? Sê harder. Want dis 'n denke ding. Dis 'n denke ding. Het julle gehoor wat ek gesê het? Dis 'n denke ding. Daarom kyk wat sy Romeine 8 gehoor dit. Dis 'n denke ding. Ek kan sommer quoteer, ons het nou aangehaal. Hy wat vleeslik is, bedink dood. Hy wat geestelik is, Christus, denke, bedink lewe en vrede. Daarom, kyk nou wat sê 2 Korintiërs 5. As ons sommer reg het sien toe nou. Nou gaan ons 'n bietjie regstelling bring. 2 Korintiërs 5 vers 6. Sê ons gaan nou regstelling bring. 2 Korintiërs 5 vers 6 sê, daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Dan sê hy, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Dan sê vers 8 iets snaaks, maar ons het goeie moed en verkies om liewers uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Toe kom ons as die kerk. Toe sê ons, daai skrif beteken, jy moet fisies doodgaan om daar by hom te wees. Jy het ongelukkig die paashaas aan die sterkbeet. Wat beteken dit om by die Here uit te woon, om in die liggaam te woon, of om uit die liggaam uit te woon en by die Here te woon? Om by jou liggaam uit te woon, om by die Here te woon, beteken ek leef die Christus denke. Om te beteken ek leef uit die Here uit, om in die liggaam in te woon, beteken jy leef uit jou vyfsintig denke. Want kyk gou wat sê vers 10. Vers 10 sê, want die eindtyd ouens het vers 10 gevat, jy gaan eendag voor God se regterstoel staan, dan gaan jy moet rekenskap gee. Maar vers 10 sê eintlik, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Die regterstoel van Christus beteken om te staan in jou ware identiteit. Luister mooi, sodat elkeen kan ontvang wat hy self deur die liggaam verrig, volgens wat hy gedoen het. As dit goed is, die lewe van Christus denke, of as dit sleg is, jou vyfsintig denke. Jy bepaal nou wat dit is in die liggaam van Christus. Dis wat dit beteken. Om uit die Vader uit te woon, in die liggaam in te woon, of om uit die liggaam uit te woon, by Christus in te woon, het niks met dood te doen nie. Dit gaan oor, leef jy die ware identiteit as Christus denke, of leef jy nog steeds 'n vyfsintig denke as gevolg van omstandighede en situasies. Want dit gaan bepaal, leef jy jou ware identiteit, dit gaan wees of goed of sleg, wat jy en ek verrig in die liggaam as Christus. Die kerk het gekom, toe sê hulle nee, jy moet doodgaan om by hom te wees. Hoe kan jy by hom wees, as hy die denke die hoof is, en is alles eintlik in jou? Mag ek maar vra? Sien julle hoe fantasties is dit? Sê hy wat die geestesvermoë besit. Sê deur die gewoonte geoefen. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Daar word 'n bietjie meer van my en jou nou verwag, as om net op 'n Sondag hier by mekaar te kom. Julle gehoor wat ek gesê het? Daar word 'n bietjie meer van ons nou verwag. As jy wil, dit soek. Dis in jou vermoë. Dis in my en jou vermoë nou. Om vernuwe te word in die gees van jou gemoed. En jou te beklee met die nuwe mens. Ek wys vir jou hoe. Ek wys vir jou hoe. Halleluja. 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 Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4 nou. Ai, my Bybel is so op al, die bladsy die bladsy het ook nog geskeur. Kyk wat sê 2 Korintiërs 4 vers 16. Vers 16 sê, daarom gee ons nie moed op nie.
Sê Rudy gee nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Kyk op die bord. Die innerlike mens is, wat ek geskryf, is die Christus in my. Ou Paulus sê, ons gee nie moed op, al word die uiterlike mens, al vergaan hy, dis eintlik verkeerd vertaal. As jy gaan jou studie doen, beteken dit nie vergaan tot niet, dit beteken to channel through. Met ander woorde, jy het 'n sterflike liggaam, ek het hierdie liggaam brood nodig, want dis in hierdie liggaam, wat die vrug geopenbaar moet word, as verheerlik, sodat hierdie vrug, die sterflike kan verslind as lewe. Met ander woorde, as jy gedink het, dit beteken hierdie liggaam moet doodgaan, hierdie liggaam moet terugkeer na stof, dan jy dit alles verloor, want jy's dan, ek gaan hier skryf, jy's dan naak, jy het jou kleed verloor. Met ander woorde, toe God begin, met die wil van 'n man, het ons 'n sterflike vleeskleed gehad, met die doel, dat deur dit sal manifesteer, die ware, as verheerlik, sodat onverganklikheid, sodat die onverganklike woord saad, die sterflikheid sal verslind, as verheerlik onverganklik. Dis wat God in gedagte gehad het. Jesus het die voorbeeld gestel, toe hy opgewek word as verheerlik, toe sê hy vir hulle, kom vat aan my, ek is nie 'n gees nie, as jy hier leef, gaan jy terugkeer na gees. Hy het gesê, ek is vlees en been, en Paulus in Efesiërs 5, hy sê, dis 'n verborgenheid tussen Christus en die liggaam, ons is nou vlees van sy vlees, ons is been van sy been, so jy het jou liggaam nodig, jy het die liggaam nodig, dis hoekom, in Christus het jy die ewige lewe, 'n lengte van lewe, vir ewig, sodat in jou geopenbaar kan word, die toestand van 'n kwaliteit lewe, onverganklikheid, verheerlik, God en vlees. Nou sê hy in 2 Korintiërs 4, daarom gee ons nie moed op nie, al vergaan ons uiterlike mens, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Hoekom? Is 'n verdrukking 'n ligte verdrukking, want ek besit oor die geestes vermoë, wanneer ek in verdrukking in situasies is, om nie te leef uit my 5 sintuig denke nie, maar om te leef uit my Christus denke, en dit bring vir my 'n kragtige heerlikheid. Jy gehoor, die meeste van ons het tent opgeslaan, vir 30 jaar, 35 jaar. Hoekom sukkel jy om vry te kom? Want jy dit so bedink, jy het so toegelaat dat dit saad in jou word, en na 30 jaar leef jy nog steeds uit hierdie vrug, van dood, en van vergaan, en onverganklik. En liggaam, tempel, beleef dit. Hoe verskriklik. Al sit ons nie in die bediening. Kom ons waai so 'n bietjie eers vir die Here. Kom ons waai so 'n bietjie vir die Here. Julle gehoor wat ek nou gesê het. Met ander woorde, om te beleef wat ek in my liggaam beweeg, is 'n proses. Is 'n oornaggie. Hy wat die geestes vermoë besit, deur die gewoonte geoefen. Jy moet dit plant. As daar 'n situasie is, as daar omstandighede is, het jy 'n keuse. Vaste spys is vir volwassenes, vir die wat die geestes vermoë besit, deur die gewoonte geoefen, om te kan onderskei goed en kwaad. Met ander woorde, ek besit oor die vermoë, as iets gebeur, outomaties Christus denke, en na ruk beleef ek die heerlikheid. Wow! Wow, 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 wow! Vers 18 sê omdat. Hoekom bewerk dit vir ons 'n oortreffende ewige gewig van heerlikheid? Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Waar is die onsigbare ewig? Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Stop. Paulus sê, want as ons aardse tentwoning afgebreek word,
het ons 'n gebou, 'n huis, nie met hande gemaak nie. Dan sê Paulus ewig in die, toe dog ons, maar waar is in die hemele? Efesiërs 1 vers 3 sê Paulus, ons is reeds geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele. Dan verduidelik hy waar? In Christus. So waar is daai gebou wat nie met hande gemaak het? Want Handelinge 7 sê God, die hemel is my troon, die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou? Hy woon nie in 'n huis met hande gemaak nie, of hoedanig is die plek van my rus. Psalm 132 vers 13-14 sê God, ek het Sion begeer as my rusplek, as my begeerte, as my woonplek vir ewig. Sion beteken die hoogste vorm van suiwer bewuste denke, sê die Christusdenke. So wie is Sion? Wie is die Nuwe Testament kerk? Wie is die liggaam? Jy. So waar is hierdie gebou? Christus in jou. Met ander woorde, as hierdie vleesliggaam getakel word soos in die week, ek word aangeval deur 'n siektestoestand, het ek onmiddellik die Christusdenke geaktiveer en ek kon 'n heerlikheid beleef, ek kon 'n uitkoms beleef in my vleesliggaam, want ek leef nie meer uit 'n tentwoning, persepsie, doodgaan mentaliteit, verganklikheid nie. Ek leef 'n onverganklike verheerliking, Christus ek, die openbaarmaking, hier's God in vlees. Woe! Jesus, ek wil ietsie vertel vanoggend. Dan sê 2 Korintiërs 5 vers 2, want om die rede sug ons en verlang, omdat ons woning uit die hemel oorkleed te word. Kyk op die bord. Paulus sê, jy moet met jou woning uit die hemel, dit moet daar iewers kom. Nee. Hoe word jy bekleed met jou woning? Christus in jou. Die saad wat jy plant, sal 'n vrug bring, en daai vrug bekleed jy jou. Ek bekleed my met my gebou, met my huis, uit die hemel, wat in my is, oor my en uit my, as die vrug van die bewustheid wat ek plant, die Christusdenke. Dis hoe ek my bekleed. En my vleesliggaam, die tempel sê, Jehu! Want waar is die volheid? Waar is die hoop van die heerlikheid, Christus in jou? Waar is die koninkryk? Waar is die Heilige Gees? Hoe gaan dit geopenbaar word as sigbaar? Watter saad plant jy? Dit is maklik eintlik. Is eintlik so fantasties. Is eintlik so mooi. Is eintlik so fantasties. Is eintlik so mooi. Is eintlik so mooi. Is eintlik so mooi. Kyk nou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 3. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Kyk op die bord. Om gekleed te wees is om met jou sterflike vleesliggaam gekleed te wees, en om nie naak te wees, dit beteken om nie dood te gaan nie. Maar hoor wat sê Paulus nou verder. Vers 4. Want ons wat nog in hierdie tente sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie. Ons wil nie doodgaan nie, maar ons wil ook nie beklee bly nie. Ons wil eerder oorklee word. Sê oorklee. Wat beteken dit? Kyk op die bord. Hy praat van naak, dood. Hy praat van beklee, 'n sterflike vleesliggaam. Maar nou moet ons oorklee word. Hoe word ek oorklee? Ek word oorklee. Kom, ek gaan so verduidelik. In die week, toe word my liggaam aangeval, want ek is beklee met 'n sterflike vleesliggaam wat nog kan siek word. Maar onmiddellik besit ek oor die geestesvermoë om my te oorklee. Met ander woorde, in plaas van dat ek toelaat dat my 5 sintuig denke en omstandighede saad plant, gebruik ek die Christusdenke, die ware ek, wie ek eintlik is, en ek begin saad plant, dis my leefwyse, en omdat ek hier lewe, begin die vrug manifesteer, as die Christus in my net 'n hoopie, 'n heerlikheid, en ek oorklee, en wat gebeur dan? Kyk wat sê vers 4, want ons wat nog in die tente sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike,
deur die lewe verslind word. Mense, het julle gehoor wat ek gesê het? Sê vir my, as ek en jy begin oortlee, wat gebeur met hierdie liggaam? Wat gaan gebeur met hierdie liggaam? Kom, vertel my. Ek wil by julle hoor vanoggend. Want soos wat hy is, soos ek in hierdie wêreld, kan ek vir jou wys wat gebeur met hierdie liggaam. Ek beleef dit in my liggaam. Kyk wat sê Matteus 17. Kom ek wys gou vir jou. Kyk wat sê Matteus 17. As jy wil die hemel toe gaan, luister jy na 'n verkeerde boodskap vanoggend. Matteus 17. Kyk wat gebeur met jou. Want soos wat hy is, so is ons in hierdie wêreld. Kyk wat sê Matteus 17 vers 1. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem, hulle op 'n hoë berg in eensaamheid gebring, en hy het voor hulle van gedaante verander. Sy aangesig het geblink soos die son, sy klere het wit geword soos wol. Aangesig beteken gemoed, innerlike gevoel, gesindheid. Sê die innerlike mens, het hom mee bekleed met dit, toe sy aangesig geblink. Sê jou gemoedstoestand. Sê dit waarmee jy jou bekleed, dit waarmee jy oorkleed. Sê gou vir my, as jy sit met bekommernis en worries as gevolg van jou 5 sintuig denke, en hulle sê vir jou, jy moet kom eet, jy's nie eens honger nie. Dit raak jou liggaam direk. Met ander woorde, hy het daar vir ons gedemonstreer, wat is ons erfenis? En kyk wat sê hy vir hulle, in vers 9, en terwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. Hoekom het hy dit vir hulle gesê? Hulle moes eers wag, want hulle het nie idee gehad wat besig is om te gebeur nie, tot vandag toe weet die kerkie wat dit beteken nie. En die dag toe hy die dode opgewek word, hy as die eerstgebore in die hoof, en ons die liggaam, as die eerstgeborene uit die dode, is ons erfenis wat? Die verheerliking, oorkleed, sodat in my aangesig 'n gedaanteverandering, die manifestasie is die opstanding, dis wat opstanding beteken. Ek hoor daar's manne en vroue wat glo, Jesus het net 'n geestelike dood op die kruis gesterf. My vriend, as hy net vir ons 'n geestelike dood gesterf het, en as hy vir ons plek in die hemel voorberei het, was dit nie vir hom nodig om opgewek te word verheerlik nie. Maar ek het slegte nuus vir jou as jy dit glo, maar ek het goeie nuus vir Rudy, wat dit glo, ek is saam met hom opgewek as verheerlik, en ek wys vanoggend vir jou hoe. Woew! Gee die Here eers 'n lekker lofoffer vir dit. En dis in jou vermoë, en dis nou in jou vermoë. Daarom kyk wat sê Kolossense 3. Kyk wat sê Kolossense 3 gou. Kyk wat sê Kolossense 3. Vers 10. Kolossense 3 vers 10 sê, en julle met die nuwe bekleed het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Dis klaar vir jou gedoen. Vers 12, ons lees gou vers 11, waar daar nie 'n Griek, 'n Jood, 'n besnede, onbesnede, barbaar, skief, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en almal. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Dit beteken jou innerlike gemoed. Met ander woorde, dit wat in jou gemoed aangaan, is waarmee jy jou bekleed. As dit is, in die vrug manifesteer, 'n verheerliking, 'n oorkleed, tot op 'n dimensie van waar sterflike deur lewe verslind word. Jessie mense, hoor julle wat ek sê? En dis aan my en jou vermoë. So ontkleed beteken dood, naak, 5 sintuig denke, vleeslik, verganklik. Oorkleed beteken deur lewe verslind, Christus denke, geestelik, onverganklik. Kyk wat sê Filippense 3, ek is amper klaar. Kyk wat sê Filippense 3. Kyk wat sê Filippense 3 gou oor dit. Vers 22. Vers 21. Filippense 3:21, wat ons vernederde liggaam
Wat is 'n vernederde liggaam? Dis 'n liggaam wat nog keelseer kry. Dis 'n liggaam wat in hierdie week gevoel het. Dis ek was ongelukkig en omgekrap oor dit. Dus jy antwoord wat? Dus jy antwoord oortlee. 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 Wanneer daar finansiële druk is, wanneer situasies, omstandighede is, wanneer dit is soos dit vanoggend hier is, geen krag, geen dit, geen dat, oortlee. Oortlee. Wat jou vernederde liggaam van gedaante verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles in homself kan onderwerp. Halleluja. Dis in my en jou vermoë. In Christus, God se vermoë. Nie Christus in jou, jou vermoë. Christus denke saad. Ons leef uit die vrug. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Heilige Gees spoor my om dit ook te lees. Kyk gou wat sê Romeine 7. Kyk gou wat sê Romeine 7. Kyk gou wat sê Romeine 7. Romeine 7 vers 4. Romeine 7 vers 4. Ons is amper klaar. Kan jy dit glo? Romeine 7 vers 4. So my broeders, is dit dan ook ten opsigte van die wet dood. Skryf in aanhalingstekens 5 sintuig wêreld. Deur die liggaam van Christus om aan 'n ander te behoort. Aan wie behoort ons nou? Aan die opgewekte verheerlikte Christus. Naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is. Sodat ons tot eer van God kan vrugte dra. Want toe ons in die vlees was, 5 sintuig denke, het die sondige hartstogte wat deur die wet gekom het in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. Kan ek maar vra? Draai jy nog vir die doodvrug? Of draai jy die Christusvrug wat lewe is? Maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons het afgesterf het. Dis er mooi, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter of 5 sintuig denke nie. Die nuwigheid van die gees beteken jy is 'n nuwe mens. Romeine 4 vers 6, vers 3. Ons gaan soontoe. Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, aan sy dood gedoop is nie. Ons het saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die Aramees sê ons is nie opgewek deur die heerlikheid nie. Die Aramees sê ons is opgewek in die heerlikheid sodat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Ek soek jou aandag. As jy in 'n nuwe lewe wandel, dan jy mos 'n nuwe tempel nodig. Dat jy mos 'n nuwe liggaam nodig om te kan lewe en te kan wandel in die nuwe lewe as verheerlik, as opgewek. Sê daarom moet sterflike deur lewe verslind word. Anders wandel jy nie die nuwe lewe nie. Jy wandel nog 'n ou mens. Hoor jy wat ek sê? As ek en jy sê, ons is saam om begrawe in sy dood, ons is saam om opgewek in heerlikheid, om 'n nuwe lewe te bewandel, sal ek daai nuwe lewe wandel in jou vleesliggaam moet ervaar. Sal jy dit in jou vleesliggaam moet ervaar en beleef as die ware, as verheerlik. Hoe redeneer die Christus denke? Hoe redeneer die Christus denke? Hoe redeneer Rudy? Vers 7, want hy wat gesterf het, is geregverdig van sonde. Sê vir my, jy saam hom gesterf? Is jy dan nog 'n sondaar? Is jy nog 'n sonde, identiteitlose, verwronge identiteitsbewustheid? As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. So hoe redeneer Rudy? Hoe redeneer Christus denke? Die dood heers nie oor my nie. Ek kan ook nie meer sterf nie. Ek is saam om verheerlik. En ek plant daai saad. En daai vrug oortlee. Daai vrug oortlee. Daai vrug oortlee. En een of ander tyd gaan sterflikheid deur lewe verslind word as verheerlik. Woe! Vers 10. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir sonde eens en vir altyd gesterwe. En die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle reken. So moet julle mening. So moet julle oortuiging wees dat jy wel vir sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus. Hoe lewend is jy? Ek is so lewend soos wat hy lewend is.
Hoor jy wat ek sê? Kerk, jy sal moet vernuwe word in die gees van jou gemoed om te lewe. Vers 13, moenie julle lede stel tot beskikking van sonde, verwronge identiteit as werktuig van geregtigheid nie. Met ander woorde, moenie meer dink uit 'n vyfsintuig denke, omstandighede, situasies, gisters, morgens nie. Maar begin manifesteer die ware jy. Dan sê hy, as mense wat uit die dode lewend geword het. Jesus, ek soek jou aandag. Kyk op die bord. Hierdie ouens wag om dood te gaan. Ek en jy is lewend gemaak uit die dood. Ons is lewend gemaak uit die dood. Begin net dink soos 'n man en 'n vrou wat lewend gemaak is uit die dood. Afbop, kan gaan doppies blaas. En hoe meer ek dit plant, hy as hoof Christus, hoe meer ek dit plant, hoe meer en meer begin 'n vrug. Hoe meer en meer begin 'n vrug tot 'n dimensie van 'n ou sterflike, siek wordende word verslind deur. Ek is so lewend, soos wat Christus lewend is, uit die dood. Uit die dood. Daarom ek sluit af 1 Korintiërs 15. Het julle iets ontvang? Vers 53. 1 Korintiërs 15:53. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. Hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Kyk op die bord. Op die kruis het hy jou dood vir jou gesmaak. Maar om die woord te manifesteer as dit is verslind, sal jou vleesliggaam dit moet openbaar as net lewe. Want hy is die hoof, die Christus denke, ek en jy is die liggaam, die openbaarmaking as God in vlees. Die vleeswording. Kyk wat sê verder. Dood, waar is jou angel? Wat is 'n angel? 'n Angel kan jou piets, dan vergiftig hy jou liggaam. Kyk God se liefde vir jou. Daar is nie eens meer 'n angel wat jou kan vergiftig nie. Raai wat vergiftig jou? Jou eie denke, bewustheid. Jy wil doodgaan. Jy self die oorsaak dat jy sal doodgaan, want jy bedink dit. Kan ek maar ietsie sê? 'n Man wat baie jonger as ek is, maar hy's verwaarloos. Knoop met my 'n gesprek aan. Ek sal dit uithaal. En ek wou gesê, jou probleem is, jy klaar hier besluit. Jy's 'n paluka. Jy klaar hier besluit. Afbop is jou porsie. Nie my teenwoordigheid nie. Hoor julle wat ek sê? Dis in jou eie vermoë. Dis in jou hand. Die koninkryk het vir jou naby gekom. Dis so naby, jy bepaal. Gaan dit geopenbaar word as 'n vrug? Of as jou uiteinde? Jou bewuste denke as dood. Dood, waar is jou angel? Die dood het geen angel nie. Al krag wat die dood het, is wat jy homself gee. Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is sonde, verwronge identiteit. Die krag van sonde is die wet, vyfsintuig denke, maar God sy dank wat hy sy oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet, dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Heilige Gees het gesê, Rudy, dit waarmee jy besig is nie te vergeefs nie. Dis in jou vermoë. Ek en jy leef die vrug, of van die dood wat jy self geplant het, of ons leef die vrug, die Christus vrug, onverganklike woordsaad vrug, wat ons self geplant het as die Christus denke. Ek en jy bepaal dit. Ons besit oor dieselfde vermoë, want soos wat hy is, soos ons in hierdie wêreld, deur die geloof van hom, as die oortuiging, hy geopenbaar in vlees verheerlik. Amen. Gee die Here nog 'n lekker lofoffer vir dit.